truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig nederig. 2 seuns het hy, een onwillig, ander een gewillig. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig nederig. Skuldig, berouwvol, met 'n hart wat verstaan. Ek sal gaan werk, geregverdig voor die Vader, met ywer, 'n hart wat nie verstaan nie, onwillig, gaan sy eie pad. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig nederig. Omhels die Vader, my seun was dood, maar lewe, met blydskap en heerlikheid, 'n nuwe kleed en ring. Net die beste is genoeg. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig nederig. Hy aanvaar sonder verwyt, werk vandag in sy wingerd. Hy werk saam met jou. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig nederig. Werk in die wingerd. Goeiemôre, hartlik welkom so vroeg in die oggend, 10:05, Vrydagoggend, bid en Bybel lees saam met Stanley en Karen. Wat 'n heerlikheid om ons dag so te begin in die Here, om die tyd uit te koop. So ek hoop jy's al wakker en jy het al 'n beker koffie agter die blad en jy's al lus en ywerig om saam met ons die tyd te spandeer. Dankie dat jy so vroeg inskakel, dis 'n groot saak. Vir julle wat besig is om klaar te maak om te werk, vir julle wat nog lekker snoesig aan die bed kan lê, geniet dit net lekker saam met ons. Nou ja, ons het volgende vir jou jaarsdag maatjie, en dit is Karel, wat vandag verjaar. Dit is nou Karel hier in Hopefield, en dan ook Dani, of vir baie sal dit oom Dani wees, aan van 'n Bylpark. So ons gaan vanoggend vir hulle bid. So loof die Here, wat 'n voorreg om so vir ons broers en susters te kan bid op hulle verjaarsdag. Dit is maar net vir ons 'n herinneringe tyd, om ook so aan hulle te dink, aan ons medebroer en suster in die Here, want dit is ware familie, dit is die regte, egte familie. As jy weergebore is, dit is jou regte, egte familie. So ons gaan ook vanoggend vir hulle bid, en dan half
gaan ek oorgee aan Karen, sy gaan Bybel lees, en dan gaan ons begin by Matteus 19, so as jy al jouself al reg kry, ons gaan Matteus 19 lees volgend, saam met Karen. Wat 'n voorreg om so die woord van die Here te kan lees. Dit gee vir ons geloofsekerheid, né? Dit gee vir ons geloofsekerheid. Dit is 'n groot saak. Ja, dis Saterdagmôre. Ja, yes. Ja, Dani verjaar môre Saterdag, en dan Karel verjaar wel vandag. Wat 'n heerlikheid is dit nie, om so vir ons boeties te kan bid in die Here. Ja, ek gaan nie verder my rede rek nie, ons gaan net lekker saam bid. Hemelse Vader, ons wil U loof en prys en eer en verheerlik. Wonderbaar is U, o Heilige Vader, groot in goedertierenheid en barmhartigheid, heerlikheid en genade. Aan U toe kom die lof, die eer en die heerlikheid. Halleluja. Ons wil U net loof en prys, Vader, vir die groot genade en die groot liefde en die groot barmhartigheid. Here my God, ons wil vandag vir ons broer Karel bid, Here, terwyl hy verjaar. Vader, nog 'n jaar hier op aarde wat verby is, Vader, en ons besef weer eens dat 'n jaar wat verby is, Vader, is 'n jaar nader aan die einde van ons lewe, 'n jaar nader aan die wederkoms. Vader, en des te meer moet ons sake en ons dinge uitsorteer met U en vasmaak, om te besef, Vader, dat elke dag wat verbygaan, is 'n dag nader aan ons einde, nader aan die wederkoms, Vader, dat ons aardse lewe op einde gaan kom. En daar is soveel uitdagings, daar is soveel dinge, Vader, in hierdie wêreld. Ek dink baie keer daaraan, Here, dat hoe Israel geforseer was om met die stede van Egipte te bou, Vader, in die druk, en was daar gewees om hulle besig te hou, om nie aan hulle God te dink nie. En so besef ek weer eens vandag, Vader, dit is 'n geweldige saak in ons dag en tyd. En daarom wil ons vir Karel bid, Vader, terwyl hy die man is van die huis, Vader, terwyl hy die broodwinner is, Vader, terwyl hy uitgaan en homself daar buite sit, Vader, in die tydelike saak, wil ons vir hom vra, Vader, dat U asseblief hom geestelik bly sal herinner om staande te bly, op te staan, Vader, U net te bly dien in elke saak en elke opsig, Vader. Maak nie saak hoe erg die druk is nie, Vader, dat hy oomblikke sal hê om net aan U te kan dink, om U net te kan loof en te kan prys, en U net te kan eer, liggaamlik te genees, gesond te maak, Vader, en ook geestelik staande te hou. Dis 'n groot saak in hierdie tyd, Vader. Verleen hom die wysheid om sy take te verrig. Vader, 'n man vir sy vrou te wees, 'n pa vir sy kinders, Vader, hulle almal kyk so op na hom, hulle is afhanklik van hom. Here, en daarom het hy die wysheid, die verstand en die insig van U nodig, om ook hierdie dag, Vader, nie net hierdie dag nie, maar sy lewe vorentoe aan U te kan wy wat God waardig is, Vader, sodat sy vrou en kinders ook 'n rede kan hê om U te kan dien, Vader. Dankie vir dit wat U vir hulle die laaste jaar gedoen het, Here, deur baie ontberinge wat hulle gegaan het. En U is die God wat lewe, U is die God wat voorsien, U is die God wat, Vader, uitsorteer en, Here, in elke opsig, Vader, hulle deurdra. En ek sê vir U baie dankie daarvoor, in Jesus se naam. Vader, ons wil ook vir Dani bid. Vader, hy het geweldige uitdagings in sy liggaam saam met Martie, Vader, en ons wil vra dat U hom sal oprig. Here, dat hulle probleme en die saak van Martie, Vader, en van homself nooit te veel sal wees nie, Vader, maar dat dit altyd verdraagbaar sal wees. Hulle is nie meer jonk nie. En ons vra dat U asseblief sal genees en dat U ook wonders en tekens in hulle lewe sal verrig, Vader, terwyl hulle die naweek, die kinders hulle die naweek wil wegvat, Vader, wil ek vra dat U hulle ook sal help, dat hulle lewe 'n lig sal wees, Here, vir hulle kinders en ook hulle kleinkinders. Versterk hulle in hierdie dag, rig hulle op, Vader, ook in die jaar, in die tyd wat voorlê, wat U nog bepaal het, wat hulle hier nog met ons moet wees. Want ons het nog, Here, hulle gebede nodig, vir Dani se gebede, het ons nodig, Martie se gebede, en daarom is hulle nog hier. Baie keer voel 'n mens so useless as jy net so vasgekluister is in die huis, Vader, en jy kan letterlik nêrens heen kom nie as gevolg van omstandighede. Here, het ons hulle gebede so nodig. Die werk van U het hulle gebede nodig, sodat U kan werk, Vader, en ons wil U net loof en prys daarvoor.
Here my God, ons dink aan ons ander broers en susters vandag, wat ook in die werksplek moet uitgaan en die wêreld moet uitgaan vandag. Vader, daar's soveel, party gaan al klaar met 'n bekommernis werk toe, party het met daai bekommernis gaan slaap. En tog leer die woord vir ons, bring al jou bekommernisse na my toe, of dit nou tydelik is of geestelik is, bring dit na my toe, praat dit met my deur, dat ek jou vrede in jou saak kan gee. Vader, as ons net dink, hoe ons lewe moet getuig elke dag, en hoe die druk is, as ons U kan soek, Vader, as ons tyd met U kan spandeer, dan kan U ons oprig, Vader, en U kan vir ons lewe en ons siel gee, sodat, Vader, ons lewe, ons teenwoordigheid kan getuig van die lig en die lewe van U. Baie kere wil ons te veel met woorde sê in ons werksplek, Vader, as wat ons eerder daai woorde gebruik en met U tyd spandeer, Vader, met U te praat, ewige Vader, sodat wanneer ons met U praat, dan versterk jy ons het daai innerlike krag, die Gees, Vader, is daar om elke dag ons te herinner aan die woord van U, Here, en dat die vrug van U in ons lewe kan tevoorskyn kom, dat dit sigbaar kan raak, en Here Jesus, dis wat U ons kom leer het, werk in die innerlike, werk in die binnekant, werk daar so, werk, sorteer uit, Vader, baie keer soos die gelykenis wat U gesê, die lied wat ons nou ook gehoor het oor die gelykenis, daar was die twee seuns, die een was aanvanklik onwillig, en die ander een was gewillig, maar baie keer die een wat gewillig is, gaan nie, oorywerig, maar hy gaan nie, maar die ene wat onwillig was, het later berou gekry, en hy het met gewilligheid wel in hy wingerd ingegaan, en het vir sy vader gaan werk. Here, en wat 'n voorreg is dit om te dink, Vader, dis hoe groot U genade is. U genade is so groot. Wanneer U ons roep, wanneer U met ons praat, is ons baie keer onwillig, ons maak ook partykeer maar soos Jona, ons kies 'n verkeerde pad, omdat ons nie kans sien vir die pad wat vorentoe lê nie. Maar tog, wanneer ons dit begin stap, is dit 'n heerlikheid. Tog, wanneer ons die keuse begin maak, en besef, ek kan nie langer hier op my laurere rus nie, ek kan nie langer hier rus en agteroor sit en verwag alles moet net gebeur uit die nietheid nie, maar ek moet begin saamwerk met gebede, ek moet begin saamwerk met my tyd, Vader, en dan verander die hele prentjie, dan kry mense maar versterking, en as die versterking innerlik is, dan breek dit deur na die uiterlike toe, en ek wil vir U baie dankie sê, dat ons die voorreg en die uitnodiging, dat Jesus vir ons die deur kom oopmaak, en die pad kom oopmaak, en die vyand kom oorwin het, wat in die pad gestaan het, dat ons siele gered kon word, en ons siele kan nou gered word, deur die Seun Jesus Christus. Baie dankie daarvoor, Vader. Dis 'n geweldige voorreg wat ons het, meer as wat ons besef. Vader, U is die God wat lewe, van nou af tot in alle ewigheid. Ons dink vandag aan ons kinders wat in die skool is, Here, ons jong mense, wat al U aangeneem het, Vader, en ons besef die druk en die tydsomstandighede waarin die jong mense lewe, dit gaan nie altyd maklik nie, daar's 'n geweldige druk, maar is tog keuses vir U wat ons moet maak, Vader, en wanneer ons die regte keuse maak, Vader, dan is die verlossing, die bevryding is daar, die oorwinning is daar, die redding is daar, en hoe meer ons die regte keuse maak, hoe meer groei die saad van U woord, U heerlikheid binne in ons hart, Vader, want te veel wil ons dinge net doen, Vader, sonder om 'n keuse vir die woord te maak. Ons wil hê die regte ding moet altyd net in plek val, en die regte ding moet altyd net daar wees, Vader, maar wanneer ons 'n keuse vir die woord kan maak, dan begin hy saad te groei, die woord wat ons gehoor het, soos wat ons gister gehoor het van die bitterheid, en ons moet vryspreek, ons moet 'n gesindheid, ons moet 'n karakter van vryspraak hê, Vader, soos wat Johannes die Doper het verkondig en uitgeleef het, soos wat U, Here Jesus, die voorbeeld vir ons gestel het, en ons sien dit ook in die lewe van die apostels, hulle wat die woord geskryf het, die lewe van vergifnis, Vader, en vergifnis vir almal, vergifnis teenoor almal, Vader, ons moet die woord uitleef, en wanneer ons dit kan begin toepas, wanneer ons dit kan begin uitleef, al sukkel ons en ons praat met U, Vader, en dis die groot ding, U wil hê, ons moet met U bly praat, ons moet met U bly uitsorteer, Vader, en dan begin hy saad te groei en 'n groot boom te word, want ons los dinge vir wat dit is,
En baie keer hef ons maar verskonings aan waarom ek nog kwaad word, waarom ek nog bitter is, waarom ek nog opstandig is, waarom ek hierdie sonde en daai sonde nie kan los nie. Vader, ons verlede is nie 'n verskoning, want ons weet nou wat is die nuwe ding om te doen, wat is die regte ding om te doen. Maar hierdie vlees het ons gekweek, ons het hom so gekweek, ons het hom sterk gemaak. Hy het 'n sterk boom geword in ons lewe. Party fasette is sterker as ander fasette. En so leer jy ons Vader om hierdie ou boom te ontwortel, sodat die nuwe boom, die nuwe lewe van U Vader deur die Seun Jesus Christus in ons gestalte kan vind. Die lewe wat U in die begin in die tuin van Eden bedoel het vir die mens om te wees, en ons het afgeval daarvan af, Vader. Selfs na ons wedergeboorte, hoe maklik raak ons afvallig, hoe maklik skei ons onsself af van U, Vader. En ons wil vanoggend kom en ons wil net met U kom praat en ons hart kom uitstort vir U. Te sê, Vader, ons is jammer dat ons so afdwaal en besig raak met wêreldse dinge, partykeer op die foon, partykeer op die TV, partykeer maar net in 'n hobby en wat die geval ook al mag wees, of net agteroor te sit en relax en jou eie gedagte te laat gaan op jou eie manier en Vader, die wêreldse dinge te oordink, ons te bemoei met die politiek en die wêreld en die dinge wat hier buite aangaan. Vader, ons het niks daar verloor nie, ons is hier vreemdelinge, ons is bywoners, en 'n vreemdeling en 'n bywoner het geen reg op hierdie aarde nie. En daarom het ons nie 'n reg wat hierdie wêreld het nie. Hulle stem en hulle woel en woed en toi en Vader raak in opstand en teken petisies en gaan te kere, Vader. Die wêreld is besig met die wêreld en nie het gesê 'n krygsman wikkel hom nie toe in die werksaamhede van hierdie lewensonderhoud nie. Vader, en te veel raak die kinders en ons betrokke by hierdie dinge van hierdie wêreld. En ek wil bid, Vader, dat U ons daarvan sal vergewe en sal bly herinner. Ons is vreemdelinge en bywoners. Ons het geen reg meer nie. Die dag toe ons lewe vir U gegee het, en dis wat ons as kinders baie keer nie besef nie. Ons denke moet anders te wees. Ons manier moet anders te wees. Hoe ons dinge hanteer moet anders te wees. Vader, ons het ons seggenskap, ons reg op hierdie bose wêreld opgegee. Die dag toe ons lewe met U reg gemaak het. En dit is iets wat ons maklik vergeet, Vader, veral as dit jou persoonlik raak en dit tref naby in die huis. En 'n mens loop met vrees en benoudhede, wat van die toekoms, moet ek ook nie maar my deel in die vlees doen en deel raak van hierdie wêreld en hulle gesprekke nie. Nee, Vader, ons kan eerder daai tyd wy aan U. En dis wat U sê, bid vir jou owerhede. Bid vir almal rondom jou, dat hulle siele gered kan word. Dis die belangrikste, Vader, die siel moet gered word. As die siel nie gered is nie, maak dit nie saak van enige iets nie. Vader, en dit is wat ons voor oë moet hou. Ons moet verstaan, siele is op pad hel toe. Alles wat tydelik is, maak nie saak hoe goed of hoe sleg dit is op hierdie stadium nie. Dit gaan vernietig word. Dit is in elk geval besig om te vergaan. Vandag is dit nie, oor 'n jaar of 2 of 3 jaar, maar afhangende wat dit is dit oud en dit is verganklik, dit werk nie eens meer nie, dit werk nie eens meer nie op die tegnologie nie, want alles het al verander. Vader, help ons en herinner ons dat ons dit altyd voor oë sal hou, wanneer ons wil onsself bemoei met hierdie wêreld, wanneer ons omgekrap wil raak met hierdie wêreld, Vader, en sy mense en sy dinge, moet ons een ding verstaan, Vader, die hele wêreld lê in die mag van die bose, Vader. Nie net 'n sekere deel nie, die hele wêreld. Die wêreld waarvoor ons werk elke dag, die plekke wat ons koop en ry en doen, dis alles in die mag van die bose. En ons moet net die gesindheid, die vrug van U in elke saak openbaar maak, Vader. Daar waar bekommernisse is, daar waar benoudhede is, moet dit in ons hart vind om saggies te bid en met U te praat, sodat die blydskap van U in ons hart, Vader, oorvloedig kan raak, dat die blydskap van U oor die mure kan klim, ons takke hier oor die mure kan klim, dat dit goeie vrug kan wees. Nie net takke wat oorklim sonder vrug nie, maar takke wat oorklim met vrug. Vader, U is die God wat lewe, en ek wil bid in hierdie dag vir U kinders, dat julle sal versterk en sal bewaar van die bose. Ek dank U voor in Jesus se naam. Amen. Laat sê, wat 'n lekkerd om so saam te kon gebid het. Dit is net altyd 'n heerlikheid. En op hierdie punt gaan ek afsluit
met 'n lied, Dien die Here. Ek dink is baie bekend by ons almal, en dan gaan ek oorgee aan Karen. Julle moet 'n lieflike dag hê. Lief vir julle. O ja, en ons het die Pieterswoning wat die naweek vir ons kom kuier. Daar's hy. Geen huis nog kan twee Here dien nie, want hy sal die een hart die ander lief hê, of hy sal die een aanhang met sy hart en die ander verag en laat gaan. Jy kan nie verdeel wees binne-in, jy kan nie twee paaie loop nie. Niemand kan twee Here dien nie. Jy moet kies aan wie jy behoort, of God alleen met jou hele hart, of die wêreld wat jou wil vashou. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daar is net een troon in jou binneste. Kies vandag wie jy sal dien, met jou lewe, met jou alles, met jou siel. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en verlaat, en die ander lief en volg met oorgawe, met alles wat hy het en is. Jy kan nie halfpad staan nie, jy moet jou hart volkome gee. Niemand kan twee Here dien nie. Jy moet kies aan wie jy behoort, of God alleen met jou hele hart, of die wêreld wat jou wil vashou. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daar is net een troon in jou binneste. Kies vandag wie jy sal dien, met jou lewe, met jou alles, met jou siel. Een Heer, een koning, een pad om te loop, een waarheid, een lewe, hy roep jou nou. Laat los wat jou bind, gee alles vir hom, want waar jou skat is, daar sal jou hart bly woon. Niemand kan twee Here dien nie. Ek kies nou om u te volg, met my hele hart, my hele lewe. My God, u alleen is my bron. Nie Mammon, nie wêreldse dinge sal my hart weer vas kan hou. Ek kies vandag wie ek sal dien, en Here, ek kies vir u. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom hier saam met my 5:30 op 'n Vrydagoggend waar ons so lekker saam Bybel lees hier op die Dak Facebook radiostasie waar ons ingeskakel is 5:30 die oggend. Baie welkom vir die wat inskakel, wat nou eers ingeskakel het. Ons loof die Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om die woord se kan saam lees en met mekaar te kan deel en sekerheid te kan kry oor al die skrifte. Baie dankie my man vir die heerlike gebed vanoggend. Dit was amazing geweest en ek wil net meenoem Karel en Dani verjaar. Karel verjaar vandag, Dani verjaar môre. Ek weet nie of hulle al ingeskakel is nie. Die gebed was baie vroeg geweest, maar ons glo hulle sal dit ook
kan hoor, loof die Here. U moet net lekker vanoggend saam met ons die woord lees, en ja, soos my man genoem het, die Pieters woning kom hierdie naweek hiernatoe, so ons gaan dit saam met hulle geniet, ons kan nie wag om hulle te sien nie, hulle kom môre vir ons kuier, en dan slaap hulle oor Saterdag, en dan gaan hulle weer huisie toe Sondag, so die wat in die omgewing is, julle is baie welkom om te kom inloer, om ook vir die Pieters woning te kom hallo sê, en ek glo ons gaan ook weer 'n bietjie saam eet, hier by Sondag se kant, maar ons sal net almal op hoogte hou. So as jy in die omgewing is, as jy nie weg is vir die naweek nie, ons weet dis 'n lang naweek, dan kan jy ook so 'n bietjie saam met ons tyd spandeer. Nou ons begin vanoggend in Matteus 19 en maak jou Bybel oop, lees dit so lekker saam met my vanoggend hier in Matteus 19 vanaf vers 1. Right. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het hy van Galilea vertrek en in die gebied van Judea oor kan die Jordaan gekom. En groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle daar gesond gemaak. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Ek gaan net eers die deurlees en dan gaan ons lekker die deur gesels. En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle vra vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? En hy antwoord hulle, omdat Moses wees die verhardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreek, en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Sy disipels sê vir hom, as die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Maar hy sê vir hulle, almal vat hierdie woord nie, maar net aan die wie dit gegee is. So kom ons gesels net gou so 'n bietjie hieroor. Nou, Jesus gaan ook terug na die begin toe, nie? Hy sê van die begin af, was dit nie so gewees dat die man en vrou kon skei nie, want God het deur Jesus Christus die man en die vrou gemaak, hy het hulle een gemaak, en so moes dit wees, hulle moes so opereer in die huwelik. Nou, ons kan terugverwys na Genesis, want onthou net, hulle het nog nie 'n Bybel gehad nie. So nou verwys hy terug na Genesis. Wat het daar gebeur? Wat het met die hele saak van Adam en Eva gebeur? En die groot saak is, hy sê hierso dat Moses het hierso 'n skeibrief gegee, en Jesus sê, maar dit was nie so gewees van die begin af nie, en dit moet ook nie so wees nie, want dit is weens die verhardheid van jou hart, dat die man die vrou wil skei, of andersom. Nou, ek kan net dink, in die Ou Testament, was die gees van God nog nie daar nie, hulle kon nog nie tot wedergeboorte kom nie, hulle kon nie verlossing kry nie, mans kon nie verlossing kry nie, vrouens kon nie verlossing kry nie, so dit was 'n geweldige saak gewees, hulle was nog so in die vlees vasgevang gewees, en Jesus kom maak bekend wat in die nuwe gebod, in die nuwe testament moet gebeur, met die huwelik, en hy gaan terug na die begin toe, want dit was nie oor die wetse saak gewees wat die huwelik was nie, dit was aan die begin gewees, wat God gesê het, dit is hoe die huwelik moet wees. Maar die mens wat onrein is, die mens wat vol sonde en ongeregtigheid is, wil altyd alles verwoes, en hy het ook die huwelik verwoes, is dit nie so nie. En as ons nou kyk van die hele saak, dat hy sê, dat as jy skei en jy trou weer, lewe jy in hoerery. So wat moet ons hier verstaan? Dat die mense hart is baie keer so verhard. Nou ons praat hierso met kinders van die Here. Onthou nie, die woord van die Here is geskryf aan kinders van die Here. Baie skei in die wêreld, hertrou in die wêreld, en as hulle tot wedergeboorte kom, dan word dit hulle vergewe. Dis asof hulle ou lewe nie bestaan het nie, en dit moet ons altyd voor oë hou, want ons verwys altyd terug na die sondaar toe. Maar onthou, die woord praat hier met die kind van die Here. So Jesus Christus praat hier oor die nuwe gebod, oor die wat hom aanneem, oor die wat sy kinders word. En dis hoe ons lewe moet inrig. So ons moet dit verstaan volgens die woord van die Here. Nou, as jy die Here dien, en jy skei,
dan is dit die verhardheid van jou hart wat nie jou lewe wil uitsorteer nie. Want onthou net, dis jou geaardheid wat jou laat skei. Want 'n mens stem nie saam oor sekere dinge in die huwelik nie. Of jy stem nie saam met jou maatjie oor sy geaardheid en hy stem nie saam oor jou geaardheid nie en is 'n hele verhardheid in die huwelik en julle voel naderhand julle kan nie meer saam lewe nie en ek gaan nie verander nie en jy gaan nie verander nie en dit is die verhardheid wat hy hiervan praat. Want onthou net in die wet kon hulle oor enigiets geskei het. As hulle nie tevrede was met die vrou nie, kon hulle vir Moses 'n skeibrief vra en hulle kon skei. En nou kom Jesus en hy sê dit gaan nie meer so werk nie. Nou werk dit anders, want onthou net, simbolies was Israel God se volk gewees in die Ou Testament, en dit het gesimboliseer, dit is sy kinders, dit is sy volk, maar almal van hulle het nie die Here aangeneem nie, hulle is nie almal gered nie en al die dinge, so ons moet dit ook so verstaan. Maar nou simboliseer dit vir ons in ons geestelike lewe, wanneer ons kind van God word. Dis nou hoe dit nou gaan werk. Yes. Ons mag nie oor enigiets gaan skei nie. So jy moet jou lewe uitsorteer volgens die woord van die Here. Yes. So as 'n mens die woord van die Here aanneem en toepas in jou lewe, dan sal daai geaardheid van jou gaan. Jy sal begin verstaan, maar ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. My lewe werk nie soos dit is nie. Ek moet verander. Ek moet begin erken wie ek is, wat is my saak, wat is my aandeel in die huwelik, wat jy wil uitwerk nie, en al hierdie dinge, so dan kan 'n mens se lewe begin uitsorteer. En natuurlik, dit gaan met baie konflik gepaard, dit gaan met baie dinge gepaard, tot hierdie ou lewe uitgesorteer word, om by mekaar uit te kom, een te word in die Here. Okay? Nou praat ek verder so mooi ons praat gou oor die skei en die hertrou. So as jy in die Here skei, en jy trou weer, dan lewe jy in hoerery. En die maatjie wat jy mee getrou het, lewe ook in konstante hoerery. So ek dink ons kan dit nou so verstaan. So die woord sê so mooi hierso in Romeine. Hy sê hierso dat, kom ons gaan na die Romeine 7 toe. Romeine 7 vers 2. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Hy praat hier van die Ou Testamentiese wet, hy praat hierso van die wet van die huwelik. Onthou net, elke opdrag wat God gee in sy woord oor enigiets is 'n wet. Okay? Nou het ons die Nuwe Testamentiese wet oor die huwelik. Amen. So nou moet ons dit so verstaan. Volgens die Nuwe Testament, dis die wet van die huwelik wat ons nou in moet lewe. Yes. Okay. So nou lewe jy in hierdie wet van die Nuwe Testament. Yes. Nou gaan dit daaroor dat as jy trou met 'n man en die man lewe, dan is hy gebonde deur die huwelikswet aan die man. Okay, jy kan nie nou net maak wat jy wil nie. En nou, as die man sterwe, dan is jy vry van die huwelikswet. Dan is jy vry van die wet wat God ingestel het oor die huwelik. Want dis al hoe daai wet kan breek, is deur die dood. Op geen ander manier nie. So as jy skei, en jou maatjie lewe nog, en jy gaan en jy trou weer, lewe jy in konstante hoerery. Okay? So jy kan elke dag vir die Here sê, ek is jammer, maar jy kan nie in sonde bly en sê jy's jammer nie. Okay? En dit is so mooi die woord sê, dis eintlik erg om daarin te dink, hoorrede sal die koninkryk van God nie ingaan nie. So hy praat met kind van God, wat nou weet, hy mag nie skei en hertrou nie, want dan lewe hy in konstante hoerery. En wanneer hy so aangaan, en hy gaan dood, of die wederkoms is daar, dan kan daai persoon die koninkryk van God nie ingaan nie, want hy het in hierdie konstante hoerery gelewe, volgens die woord van die Here, volgens die wet van God. Okay, so ons moet altyd verstaan, nie oral waar hy praat van die wet, praat hy van die Ou Testament nie. Hy praat baie keer in die Nuwe Testament van die Nuwe Testamentiese gebod, die Nuwe Testamentiese wet, want dis ook 'n wet, maar 'n Nuwe Testamentiese wet. Yes. So het ons hom so, So ja, jy mag in elk geval ook nie skei behalwe deur oor hoerery nie. Maar as ons na Korintiërs 7 gaan kyk, 1 Korintiërs 7, jy kan asseblief daar gaan deurlees, is baie interessant, gaan lees daardeur, daar gaan jy sien, die Here bespreek alles rondom die huwelik daar. Paulus praat met ons so mooi oor die huwelik, en hy sê op plekke, God sê so, en dan sê ek weer so, maar dit is 'n hele wet wat saamgestel is oor die
huwelik. So hy verwys eintlik net terug na Jesus se woorde toe. Baie van die woorde het ek gesien. Hy verwys eintlik net terug na Jesus se woorde. Dis so mooi. Hy praat uit Jesus se mond uit. So ons kan nie daarteen redeneer of enige iets nie. En daar praat hy natuurlik ook oor die gelowige wat met die ongelowige getrou is, die man of die vrou. En jy mag nie daai ongelowige wegwys as hy nog by jou wil bly en as hy nog saam met jou in die huwelik wil wees nie. Maar ons moet ook versigtig wees dat ons nie met maatjies in die wêreld gaan trou nie, want die woord sê so mooi. Hoe weet jy of daai persoon gaan red? Jy weet nie. Yes. Jy hoop maar jy weet nie, want die meeste van die tyd 'n ongelowige persoon trek die gelowige persoon so af, dat die gelowige persoon naderhand saam met die ongelowige persoon in die wêreld is. Want 'n mens staan nie sterk genoeg in die geloof wanneer jy met 'n ongelowige getroud is baie keer. En dis geweldig moeilik. Maar kom ons sê nou albei is in die wêreld getroud en iemand kom tot bekering. Nou sê die woord ook so mooi vir ons dat die ongelowige kan nie die gelowige onrein maak nie. Okay, so wanneer daar seksueel verkeer word, kan die sonde van die ongelowige nie die gelowige penetreer nie. Okay, so ons moet dit ook so mooi verstaan. Dit is waaroor dit gaan. En dan natuurlik as die sonde van die man of die vrou wat byvoorbeeld nie gered is nie, 'n probleem was in die huwelik, sou die kinders ook onheilig gewees het. Okay, so dis wat God hier vir ons mooi verduidelik, dat daai sonde kan nie die vrou penetreer of die man penetreer wat nie gered is nie, al is daar seksuele gemeenskap. Okay, so het ons hom so. Ek dink, ons kan hom nou weer so lekker opsom, want ons het mos nou die hele huweliksles gedoen, maar ek dink is net lekker om hom weer so deur te harte, want baie keer is daar ons 'n bietjie onseker punte, wat mens nie altyd van seker is, hoe hanteer mens hierdie saak nie. Ja, my vriend, ek dink maar net hoekom Jesus nou terugverwys het na die begin toe. So dit wys jou dat die huwelik gaan oor 'n geestelike eenheid, en dis hoekom hy in Maleagi sê dat hy haat egskeiding en is geweldpleging teen jou siel, teen jou innerlike, wanneer jy wel tot op baie punt van skeiding kom, want ons sien dit as, en baie mense sal voel, ja, maar ek het nou nie hierdie papiertjie nodig, is die papiertjie wat my getroud maak nie, maar tog, daai papier verbind jou, daai papier maak 'n ding vas, dat jy beloof voor God, dat jy in eenheid met die man en die vrou sal wees, dat julle in 'n eenheid sal wees. En dan bevestig julle daardie eenheid waarin God die mens in die begin gemaak het. So dit wys jou as daar skeiding kom, maar skeer daai twee siele uit mekaar uit. En dis hoekom dit so geweldig is. So as ons die huwelik in 'n geestelike konteks kan sien, dan verander die prentjie ook heeltemal as om net te stry, mag ek trou, mag ek nie trou nie, wat van die en wat van daai. En onthou net, een ding moet ons verstaan. God het gepraat van as jy die eerste keer skei. Daarna is jy op jy eie. En net dis wat in Maleagi sê, jou maatjie van jou eerste huwelik, dit is die maatjie van jou verbond. So as jy skei, onbybels skei en hertrou en soos wat ons nou so pas gehoor het, dan lewe jy op jou eie. Daar is nie antwoorde na dit nie. En dit is wat ons baie keer, ons wil partykeer, nadat ons sekere dinge gedoen het, wil ons met God redeneer teen sy woord. Maar sy woord staan vas, dit bly vas, dit gaan nie verander nie. En wanneer ou dit kan verstaan, en dan verstaan ons die erns, dis hoekom sy disippels gesê het, is dit dan wenslik om te trou? Ja, hulle het die erns van hierdie hele saak verstaan. So, en dit is geweldig om in 'n huwelik te wees. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat 'n mens het in jou huwelik, om wel te verander die hele tyd. 'n Ou lelike geaardheid, die geaardheid is 'n vreeslike ding. En dit is die probleem in huwelike. Niemand wil breek nie. Baie keer breek net die een, nie die ander nie. So dit is 'n groot saak in ons huwelike. Ons moet dit verstaan, ons moet erken wie ons is, ons moet dit uitsorteer en sagmoedig raak en liefdevol in ons huwelike. Teenoor ons maatjie. Dis al wat nodig is. Kom ons lees verder. Vers 12. Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is. En daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat alself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. So daar is mense wat van die begin af nie 'n begeerte gehad het om enigsins te trou nie. Dit is nou soos Paulus.
Okay, hy was vir die res van sy lewe alleen, hy het die pad gestap, hy het die Here gedien, hy het aangegaan. So hy was van die begin af net so gewees. Okay, daar is mense wat nooit trou nie, wat nooit 'n begeerte het om te trou nie. Daar's niks fout met hulle nie, hulle het net nie 'n begeerte om te trou nie. Dan is daar mense wat onbekwaam gemaak is. Nou as jy baie keer dink aan oorloë en al die dinge, daar's skade wat in liggame kan kom. So dit is baie keer hoe jy onbekwaam gemaak kan word, okay? En dan die wat hulle self onbekwaam gemaak het, baie mense kastreer hulle self, want hulle wil nie in die huwelik wees nie, hulle wil nie drange en dinge hê nie, so hulle doen dit sommer van die begin af, okay? So hulle sorg dit uit, en dan gaan hulle aan in hulle lewe. So ek hoop ons kan dit so verstaan. Ek wil net so 'n bietjie ietsie interessants ingooi hierso. Ek het ook eendag, jy is jare terug toe ek hierdie ding gesorteer het, toe lees ek selfs in China, die ou wêreldse China, nou praat ons van antieke China, eeue gelede, ne, was dit ook 'n normale praktyk onder hulle, nou het ek die woord van, dit is mos daai elite soldate, ek het hulle naam nou verloor, maar nee, maak nou die saak nie, het hulle self gekastreer terwille, soos hulle noem, van die cause, om hulle hele lewe toe te wy aan hulle krygersman beroep, as ek dit nou so kan stel, om die koning en die land ensovoorts te beskerm. En dit is eintlik 'n groot ding wat met ons praat, hoeveel keer, en selfs in die ander dele van die wêreld, so dit was nie 'n unieke saak eie aan die Jode, of wat die geval ook al mag wees nie. Dit was eintlik 'n wêreldwye tendens. Jy kan jou so toewy aan 'n saak, en dis wat hulle gedoen het, veral soldate in daai konteks, en selfs hulle wat die vrouens moes opgepas het in koning se paleise, en sodat hulle hele lewe dan kan werk, dat hulle nie hulle gedagtes en hulle lewe afgelei kan word deur 'n vrou nie. Sure. Ja, dit was baie interessant toe my man dit gisterand vir my vertel. Ewen Esther se oppasser, nee. Dit is baie interessant vir my. Hy sê, toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. En ek dink baie keer is hier 'n groot verwarring, omdat mense voel hulle moet kindertjies laat inseën. Daar is geen opdrag van ons met kindertjies inseën nie, wat Jesus hier vir ons gewys het. Almal is welkom in die evangelie. Elke liewe mens, kind, elke ding is welkom in die evangelie. Okay, almal kan dit aanneem. So dit is wat hy hier gewys het. Niemand word weggewys nie, niemand word bestraf nie, niemand word weggejaag nie. Elke een wat die Here wil dien, wat die Here wil lief hê, mag na hom toe kom. Okay. En dan sê hy ook vir ons, laat die kindertjies staan en verhinder en laat hulle na my toe kom, en dan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En het hy vir ons ook so mooi verduidelik, maar ons in 'n vorige hoofstuk, dat ons moet word soos kindertjies. Okay, ons moet so opreg wees, ons moet so afhanklik wees. Ons moet na hom toe kom om gered te word. En dan is ons kinders van God, en dan moet ons in daai afhanklikheid kan bly lewe. Ons moet in daai sagmoedigheid, liefde kan bly lewe van 'n kind. Daai gehoorsaamheid en alles teenoor sy vader. So dis al wat hy hier probeer sê het. Hy het nie gesê gaan seën die kindertjies in die wêreld nie. Ons moenie daai dinge doen nie. Hy het dit net vir ons kom wys. Elkeen is by hom welkom. Okay, as ons dit so kan stel. So ek hoop ons het dit so. Yes, amen. En daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Want niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. En ek wil nou eers hier vir ons 'n lied speel. Dat God verander nooit. God is goed. Dis die enigste een wat goed is. En even Jesus het dit gesê. En hoe is ons baie keer so besig om te verduidelik hoe goed is ons as mens? Ek is hierdie goeie mens, hierdie sagte hartjie, almal loop oor my en ek gaan net aan en ek deel net uit en ek doen net alles. Maar is dit goed? Want Jesus het homself nie eers goed genoem nie. Hy het gesê, net die Vader in die hemel is goed, want Jesus se vlees kon nog enige kant toe draai. En hy moes die hele tyd oorwin, tot op die einde toe, want hy was in hierdie vlees gewees, so hoe kon hy gesê het, hierdie vlees is goed, niks in hierdie vlees is goed nie. En Jesus moes oorwin tot op die
einde toe. So hy sê, net my Vader in die hemel is goed. So kom ons luister gou 'n liedjie van dit. Waarom noem jy my goed? Niemand is goed, net jy naamlik God. As jy wil lief, hou my gebod. U sien die persoon van 'n mens nie aan nie. Geen mens is goed, God alleen is goed. Geen mens is goed, God alleen is goed. Die mens is feilbaar en ontrou. God bly waar en getrou. Geen mens is goed, God alleen is goed. Geen leuen in sy hart, geen partyskap, rein en skoon. Die mens is feilbaar en ontrou, val en dwaal weer en weer. God verander nooit, bly dieselfde altyd deur. Jy sien die persoon van 'n mens nie aan nie. Die oordeel is reg en rein. God het geen partyskap of leuen in sy hart. Hy is heilig en getrou. Van begin tot einde. Geen mens is goed, God alleen is goed. God alleen is goed, God alleen is goed. Geen mens is goed, God alleen is goed. Geen mens is goed, God alleen is goed. Yes, so geen mens is goed nie, net God alleen is goed. Natuurlik het die Here Jesus Christus opgevaar in die hemel, hy is verheerlik, hy is ook in die hemel, so hy is ook nou goed. Maar ja, hy het geweet op daardie stadium, die vlees is nie goed nie. So ons gaan volgende hier afsluit, ek wil nie verder gaan nie, want dit is 'n hele gedeelte wat ons verder moet bespreek van die jong man wat vir Jesus kom vra het, wat moet hy doen om die koninkryk van God te kan ingaan. So ons gaan eers hierby volstaan. Ek gaan net weer vir ons 'n lied speel as ons afsluit oor die huwelik, die eenheid in die huwelik. Ek dink dit het dalk volgens 'n bietjie ingesink in ons harte, gaan lees gerus Korintiërs 7 deur, en dat is so 'n bietjie grondslag in 'n mens se lewe het van die huwelik. Dit is asof 'n mens nie verstaan van sondaar en kind van God nie, maar vanoggend dink ek, kan ons daai onderskeid tref. Die kind van God het hierdie verantwoordelikheid in die woord van die Here. Die sondaar, hy moet nog sy hart vir die Here gee, hy moet nog tot bekering kom, hy gaan nie hel toe omdat hy weer geskei en gehertrou het en al die dinge nie, hy gaan hel toe omdat hy nog nie sy hart vir die Here gegee het nie. En ek dink as ons al hierdie dinge so mooi kan verstaan, altyd moet jy aan 'n sondaar dink, hy gaan nie oor een of ander sonde hel toe nie, hy gaan daaroor omdat hy nog nie gered is nie, omdat hy nog nie sy hart vir die Here gegee het nie. Daarom gaan hy hel toe. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons altyd moet verstaan, ons moet vir siele bid in die wêreld, sodat hulle harte vir die Here gee. So, en ons moet ons lewe so inrig, ons moet nie daai struikelblokke wees nie, ons moet ons lewe so inrig, dat elke een gered kan word waarmee ons te doen kry. En as dit nie gebeur nie, dis ook nie 'n probleem nie, die evangelie is uit, die evangelie is verkondig, en elkeen moet dit aanneem of nie aanneem nie. So ons moet vry wees in ons harte, ons moet lewe, ons moet aangaan, en ons moet in die Here geniet en lewe, en blydskap hê, en opgewondenheid, net omdat ons die Here dien. Dis waaroor ons kan bly wees volgende. Ons siele is gered, ons kan hemel toe gaan. Dis waaroor ons moet bly wees. Prys die Here. So ek gaan afsluit met die lied. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Gaan daar môre musiek hier wees, my man? Daar gaan môreoggend musiek hier wees, 6:00 die oggend. Asseblief skakel in, lekker musiek hier. Ek dink ons almal mis dit al vreeslik. Die lekker musiek hier so saam met Stanley. Ons het dit al 'n paar weke uitgestel, en dit gaan seker Sondag nagmaal wees, nee my man.
Nagmaal, ja. En Sondag gaan dit nagmaal wees. So kry asseblief al julle goedjies reg vir Sondag se nagmaal. Ek hoor Konet hulle gebruik vir die eerste keer nagmaal hierdie Sondag. So ons is opgewonde saam met hulle dat die Here ook daar deurgebreek en gehelp het, prys die Here. So ons gaan lekker luister na een voor God in die huwelik en julle moet 'n verskriklike lekker dag hê en skakel môreoggend 6:00 in saam met Stanley vir musiekuur. Bye bye, love you. Hy het hulle een gemaak van die begin af, 'n verbond voor God. Hy verlaat sy huis, kleef aan sy vrou, twee wêrelde word een, met liefde en trou, is hul verbind, 'n verbond voor God, tot die dood hul skei. 'n nuwe geslag bring hul voort, een in hom, driedubbele band, kan nie breek. Met liefde en troost is hul verbind, 'n verbond voor God, tot die dood hul skei. Met liefde en trouw is hul verbind, 'n verbond voor God, tot die dood hul skei. Ons leer by hom, ons lewe moet ons gee, soos hy vir die liggaam. Ons moet prys gee, met liefde en trou, is hul verbind, 'n verbond voor God, tot die dood hul skei. Met liefde en trouw is hul verbind, 'n verbond voor God, tot die dood hul skei.